Goeiemôre julle, baie welkom hierso. Ons is nou opgemaak vandag, want waar ons gewoonlik 'n podcast doen, gaan ons van nou af, gaan ons die Kingdom Business, gaan ons video record. En dan gaan dit op YouTube wees. So dis baie exciting. En so baie welkom hierso. Ek wonder, hoeveel goud het julle nou nog op julle hande? Hoeveel is nou al afgevee, iewers? Ja, so ek is baie opgewonde oor wat Marguerite vandag met ons wil deel, maar ek wil net vinnig, net gou met julle ietsie deel, wat die Here vanoggend met my oor gepraat het. En ek weet as besigheidsmense, ons is gewoonlik die ouens wat uittreë in geloof, en gaan en waag waar baie nie sal nie. En dit het my laat dink aan Pieter, toe hy uitgestap het uit die boot en op die water geloop het. En wat die Here vanoggend vir my wys is dat toe Pieter, toe hy begin sink, toe sê die woord, ek gaan net gou lees. And Peter cried out, saying, Lord, save me. Dis nadat Pieter gekyk het vir die wind en die golwe. En vers 31 van hoofstuk 14, and immediately Jesus stretched out his hand and caught him. En daai woord immediately, die oorspronklike Griekse woord, beteken daar's 'n lack of delay, an action performed without an interval, straight away, at once, instantly. So dit is net vir my 'n wonderlike bemoedigende ding vir ons almal wat in besigheid is, dat wanneer ons uitroep vir hulp na die Here, is daar nooit 'n delay in hoe hy ons red en hoe hy ons help en hoe hy deurkom vir ons nie. Mag dit julle almal bemoedig. Ek gaan net vir ons open met gebed en dan gaan ek vir Marguerite aan die woord sit. Ja, thank you Lord, thank you Father that you are a God that is always available for us. You never delay in helping us. Thank you Lord that we can know that we can always call out to you and you will always be there for us. And I pray, Lord, that the word that goes out this morning, that it will bless every person here and everyone watching the video afterwards, and that they will all be edified in their spirits in knowing that you are there for them. I pray this in Jesus' name. Amen. Marguerite, baie dankie. En jy is nou ons eerste live persoon. So ja, geniet dit. Lyk my ek's bekend om deur staalmure te hardloop, Anita. Julle baie welkom. Dit is vir my baie groot voorreg om met julle te gesels en hoe ons vandag gaan benader is, gaan die eerste sessie gaan ons praat oor jouself. Want jy is jou grootste gedeelte en grootste geskenk in jou besigheid. En die tweede gedeelte gaan ons praat oor hoe dit saamvloei in jou besigheid wat jy kies. En tussen die twee gaan ons net vinnig 'n ligte ontbyt neem en weer vir mekaar vertel hoe awesome ons is. Dat sê, okay, die feit dat jy is vandag beteken jy het 'n teachable spirit. Dat jy ontvanklik is om geleer te word en met dit kan 'n mens baie ver gaan in die lewe. So ja, welkom en ek is bly julle is hierso. Okay, so ek het gesê, jy's die grootste geskenk aan jou besigheid en ook die grootste deel van jou besigheid. Jou liggaam en jou gawes is die grootste geskenk wat God vir jou gegee het om te gebruik. You are a masterpiece. Wat maak jy met dit? So ek het 'n vriendin wat altyd sê, jy moet besop, want jy vat altyd jouself saam. So as jy oorweeg om te skei en weer in 'n verhouding betrokke te raak, weet dat 50% van die probleme is jy in daai huwelik. En jy vat daai 50% saam met jou na jou nuwe verhouding. En is dieselfde in besigheid. So as jou besigheid faal weens verskeie redes, daar's baie dinge wat dit kan veroorsaak, nie noodwendig jy nie, maar weet, jy vat jouself saam. Daar is tog 'n gedeelte van jou wat daar betrokke is. Okay. Right. So wanneer jy nou na die sterrestelsel kyk,
die grootte heelal. Ek gaan vir jou net wys. Is nou baie groter as dit. En jy dink aan die aardbol. En dan op hierdie aardbol is jy nou daar. En dan het jy, elke liewe een van julle wat hier sit, het 'n unieke fingerprint. Niemand op daai hele aardbol is soos jy of het jou vingerafdruk nie. Die Here het jou uniek gemaak. Wat het hierdie God, wat sien hy in jou, dat hy jou persoe? Hoekom is hy so behep met jou? Hoekom maak hy so bemoeienis met jou? Hoekom is jy so belangrik vir hom? Dit is nogal, baie keer wil ek emosioneel raak as ek net dink daaraan. Want dit is ver bo wat ons kan dink of sien of uitfigure. So, hy weet ook hoeveel hare op jou kop is, om dit nou nie daarin te gooi. Okay, maar wat ek met dit wil sê is, God worry nie eintlik of jy ryk is of arm is nie. Hy gee glad nie om nie. Wat hy oor omgee, is jou verhouding met hom. So, as te veel geld, rykdom of roem staan tussen julle verhouding, dan is dit 'n probleem. En as te min geld of baie armoede in die pad staan, is dit ook 'n probleem. Want hy wil vir jou hê, hy wil die verhouding met jou hê. So vra jouself, wat is jou verhouding met hom? En dan wat is jou verhouding met geld? Maak jy staat op net jou eie vermoëns en geld of finansies? Guide jy jou geld in 'n rigting of laat jy dit maar net van self loop? Waar jy net ook al wil gaan. So jy sal sê, my beursie sal weer leeg. Nee, ek het nie geld vir dit nie. So die geld gaan net op sy eie in die rigting wat hy wil. Of het jy 'n verhouding van, there is enough. I always have enough, want ek het vir die geld beplan waarheen dit moet gaan. Elke maand, elke jaar, of elke kwartaal. So ja. Okay, so ek dink op bladsy 3 is daar 'n opening, so 'n blanke opening waar ek niks getik het nie. En daar moet jy vir my 3 kolomme trek. Dis nou huiswerk wat jy by die huis gaan doen. Het julle almal penne? Ek het hierso penne en potlode. Asseblief man, baie dankie. Die notas wat ek gemaak het, ek werk nie van die notas af nie, want dis iets wat jy self by die huis gaan deurwerk. Ek wil regtig hê jy met jou tyd vat, lees deur dit, gee aandag en ja, want julle kan mos lees. Ek gaan nou nie dit vir julle lees nie. Okay, so jy gaan 3 kolomme daar trek. Die eerste linkerkant se kolom se opskrif gaan wees, hoe sien ek myself? Die middelste een gaan wees, hoe sien ander my? En die derde kolom gaan wees die waarheid. Jy gaan by die huis sit en skryf hoe jy jouself sien en jy gaan regtig dink positiewe en negatiewe dinge kan jy ook neerskryf, maar dink hoe sien jy jouself? Waar is jy goed? Wat hou jy van doen? En dan gaan jy 'n WhatsApp stuur aan 'n kennis, 'n kliënt, 'n verskaffer, 'n vriend en 'n familielid. So, jy gaan net een persoon kies wat baie na aan jou is. Die res is almal mense wat deur die loop van jou dag met jou te doen kry. Sodat jy nou regtig, ja, almal wat met jou in aanraking kom. Hierso? Trom. Okay, en jy gaan die volgende vraag vir hulle vra in die WhatsApp wat jy gaan stuur. Ek is in opleiding vandag en dit sal fantasties wees indien jy my kan help met hierdie vraag.
As watter tipe persoon sal jy my klassifiseer? En wat dink jy is my sterkpunte? Ok, so ek gaan net weer herhaal. Jou WhatsApp gaan sê, as watter tipe persoon sal jy my klassifiseer? En wat dink jy is my sterkpunte? En ek wil regtig julle moet dit doen. Jy gaan verstom staan as jy net die eerste 2 kolomme met mekaar vergelyk. Die derde ene, raak jy stil en jy laat regtig die Heilige Gees of die Here met jou praat en hoe sien God jou? Hy skryf dit in sy woord. Hy herhaal dit in sy woord hoe hy jou sien. En dan vergelyk jy daai 2 met die derde kolom en dit is mind-blowing. Ek beloof vir julle, dit is baie bevrydend ook. Want jy besef nie hoe mense jou sien nie. Jy dink mense sien jou so, maar ek beloof vir jou, dit is glad nie so nie. So dis 'n baie goeie oefening om te doen. Okay. Ons is baie hard op onsself. Ek dink nie, ek weet vir 'n feit, daar's nie mense wat vir ons leliker goed sê as onsself nie. Ons is baie hard op onsself. Ag Margaret, hoe is jy nou weer so stupid? Hoe het jy nou alweer die kind by die skool vergeet? En dan gaan dit aan en aan en aan. Kyk hoe dik lyk jy nou weer vandag. Trek net aan 'n rok aan asseblief. Weet so, dit gaan net so. Maar in jou gedagtes, daar is nie iemand wat vir ons leliker goed sê as dit nie. Nou jou brein ken nie die verskil tussen ek kan nie die regte woord kry. Ken nie die regte woord verskil tussen werklik en onwerklik nie. So hy weet nie, daai wat jy dink is so goed soos iemand sê dit vir jou in woorde. So jy het nog gefaal nog voor jy begin die dag. So hoe ek het oorkom of oefen en oefen elke dag, ek sal sê ek het nie al die feite gehad nie. I am a work in progress. Oeps. Ja, so dit is net dat 'n mens in daai ding kom dat jy en almal maak foute. So herhaaldelik as ek my kry dat ek wil, dan gaan ek net oor na ek het nie al die feite geweet nie. Ja, dan hardloop ek net so deur dit. Die prent wat ek vir jou gewys het van Vision More daarvoor. Die besigheid het begin in 2008 by ons huis en in daai perseel het ons begin in 2018. Nou as jy nou na daai prent kyk, lyk dit nou vir jou soos iemand van wie die Here vergeet het? Lyk dit nou vir jou iemand wat stupid is, wat nie weet wat hulle doen nie, wat kan ek nog opnoem? Dit is so, en ek het dit uit en uit daai prent vir myself gedruk. Ek het dit gaan haal vir myself, om vir myself te wys, hoe ver het ons nie al gekom nie. En dan besef mense net weer, jy is definitief nie alleen nie, het was definitief ek alleen nie. Nee? Ek het Jesus as my stuurman, ek het 'n wonderlike span wat my help, definitief, raadgewers, ek het coaches, ek lees, ek meen, jy moet die hele tyd jou vernuwe jou mind, vernuwe. Maar ja, dan wys dit net vir jou, hoe ver het jy gekom. En partykeer moet jy stil raak en gaan doen stoktyk oor jou lewe en gaan skryf neer waar het jy begin en dan gaan jy sien dat daai drome wat jy gehad het in 2006 is by verre by dit verby. Jy kon in jou wildste drome nie gedink het. Jy's vandag daar waar jy daai tyd was nie. Mense vergeet dit. So huidiglik lees ek die boek The Monk That Sold His Ferrari. Het iemand dit al gelees? Fascinating. En dit gaan alles oor hoe hulle met hulle gedagtes hulle hele lewe beheer. En die monnike bly daar in die Himalajas, hoog op, en dan stap hulle ver in die dag, en dan kom hulle by 'n plek waar, dis verskriklik mooi met natuur skoon, en dan sal so 'n lyk met blomme, dis verskriklik mooi, dan gaan staan hulle daar, en hulle sien hulle refleksie in die water. En terwyl hulle kyk vir hulle refleksie in die water, dink hulle oor hulle self, alles wat hulle wil hê, asof dit klaar is. So sê nou maar, ek wil gesond wees, ek wil fiks wees, ek wil finansiëel wel wees, ek wil al daai goed, mediteer hulle op, asof dit klaar so is. En ek beloof vir jou dit werk. Dit werk definitief.
is goed wat jy wil hê moet realiseer in jou lewe. Ok, so ek gaan gou vir julle vertel van 'n droomkaart. So hierdie is 'n droomkaart, dis 'n voorbeeld. En my besigheidsafrigter wat ek het, sy het 'n baie vooruitstrewende, suksesvolle kliënt. Hy is so amper 60 jaar oud, hy is CEO en hy besit ook sy eie finansiële maatskappy in Kaapstad, baie suksesvol. En hy kry toe vir Cathy in, die besigheidsafrigter, om nou vir sy werkers te kom bosberaad hou. So, sy kom toe daar en sy besluit, sy gaan begin met 'n droomkaart. Hulle almal gaan nou prentjies uitknip en plak. Nou, men weet, daai mense is finansiële mense. Hulle wil nie nou spoeg gaan plak nie. Dit is nou definitief nou nie op hulle agenda nie. In geval, en die CEO sê, maar hy het al so 'n ding gedoen, so hy gaan nou maar net sy oue gaan uithaal en opsit. En in die lei die foon en hy moet dringend uit na 'n kliënt toe, maar die ander spoeg en plak nou. Hulle is nou besig daar. En een van die werkers kry toe syne opgerol met 'n ding om agter 'n leer ingegooi en hulle sit dit toe op so lank wat hy nou weg is. En in die tyd dat hy weg is, kyk die een vrou op en sy sê, "You guys, guess what? Every single thing came to pass on that poster." Hy was 6 maande op 'n sabbatical oor see, hy het sy eie vliegtuig, elke liewe ding wat op daai ding was, dit is net ongelooflik. It comes to pass whatever you manifest. So imagine die negatiewe goed wat jy vir jouself sê, hoe jy jouself afbreek en dit omdraai in dit. En hierdie is nie om jou te impress nie. Hierdie is vir my. Dis wat ek wil doen. Ek wil kyk hoe ver kan ek dit push. Ek wil nou Aspris wees. Ons het groot geword. Wag, okay, kom, ek sê nou eers vir julle. So, hoekom 'n besigheidsafrigter? So, as jy 'n gevreesde siekte het, gaan jy tog na 'n dokter toe. En wanneer jy finansiële state wil hê of belasting, gaan jy na 'n boekhouer toe. Nou, Olimpiese spele kry jy vir jou die beste afrigter wat daar is. En dis dieselfde in besigheid. Ons weet nie alles nie. Ek het besigheidsbestuur studeer. Ek kan vir jou sê, my grootste universiteit was in my werk. Dit was nie wat ek in boeke geleer het nie, glad nie. Dit kan jy maar skiep. Spaar maar daai geld. Ons het groot geword, en sê ek nou, ons Afrikaners het groot geword waar jy nie vra oor seks en oor finansies nie. Dis taboe. Dit bestaan nie. Die ou mense het gesê, verleed nie 'n bakkies nie. Jy vra niemand niks, want jy lyk swak en jy lyk pateties. En ek wil vir jou sê, dit wat ons vermag het, kan ons nie doen sonder mense wat in jou hoek staan by jou, wat jou ondersteun, wat jou bemoedig, wat jou moed in praat. Jy het daai mense nodig. Jy het nodig om vrae te vra. So omring jou met like-minded mense. Hulle is opgewonde as dit goed gaan met jou. Omring jou met mense wat praat in honderde miljoene, sodat 1 miljoen en 10 miljoen jou kom bystaal word. Ons praat baie met ons kinders oor finansies. Ons praat met hulle oor besluitneming. Ons sluit hulle in by planne maak. Ons vra vir hulle, wat dink julle sal werk en wat nie? En hoekom dink julle so? En indien jy voor 'n keuse staan, waar ek nou staan, wat sal jy kies? En hoekom sal jy dit kies? So leer jou kinders om besluite te neem, want mense wat besluitloos is, kom nêrens. Right, wanneer jy begin met jouself of met 'n besigheidsidee, begin jy met die einde in sig. You start with the end in mind. So wanneer jy begin by jy begin en jy dink nou, okay, ek wil nou begin met 'n besigheid, dan moet jy begin by, what is my wealth number? Wat is die nommer wat ek nodig het om af te tree? Dis waar jy begin. So ons gaan vandag, gaan ek julle gou vinnig deur die stappe vat, en net vinnig vir julle wys. Ek gaan nou nie in diepte in somme nie, maar laat julle net 'n idee kry. Nou, daar's baie slim mense wat werk met hierdie somme. Jy kry vir jou 'n finansiële adviseur wat dit wel kan doen. As hy dit kan doen, nie kry iemand anders asseblief. Moenie jou tyd mors nie. So hulle kyk na jou ouderdom. Hulle kyk na jou huidige inkomste. Hulle werk 'n gevreesde siekte in. Hulle kyk, miskien brand jou huis af. Daar's goed wat in jou lewe gebeur wat jou radikaal beïnvloed met jou finansies.
en hulle werk en miskien gaan jy vir 'n jaar lank jou werk verloor en dan skop hulle vir jou 'n nommer uit en daai nommer is jou Freedom Wealth Number. Dis dit. En dit verskil vir elke liewe mens. Niemand is dieselfde nie. Okay, so ons is nou, kom ons sê ek gaan werk met die nommer 10 miljoen. Nou ek praat nou van nou tot oor hoe oud is daai vrou nou? Van nou na 30 jaar. So oor 30 jaar is 10 miljoen niks nie. Okay. So ons is nou in 2021 en Janice, my niggie, het iets in plek. Sy wil iets in plek kry vir haar om 'n maandelikse inkomste te genereer om daai doelwit ook te bereik. Dis die end goal in mind wat sy het. So ons gaan kyk na haar verpligtinge en wat sy wil kry per maand om hierdie ding te maak werk. Okay. Right. So sien my man het dit vir my so oulik opgestel. Ons gaan gou kyk. Ek het in julle notas is daar, kan julle my volg? Daar's hy. Okay. Remy Setti, dit is een van sy kopieë wat ek geprint het. Hy het 'n Netflix ding aan die gang wat julle ook moet kyk. Dis ongelooflik. Ek dink dit staan bo geskryf. Ja. Fantasties. Dis nie te sê al sy goed is 100% gaan vir jou werk nie, maar vat wat wel vir jou gaan werk. Kyk na sy goed. Hy's regtig awesome. Okay. So hier het ek nou gewerk en gesê assets is wat sy besit. Is nie werklik nie, julle. Ek speel nou rond hierson, hè. 2.5 miljoen is die huis werd. Okay. Dan enige investment, sy sê net maar 200,000 rand het sy op investment. 20,000 savings en haar skuld is 1 miljoen rand. So wanneer jy dit gaan invul, daarby skuld, gaan jy nou invul minus 1 miljoen rand om nou die totaal te kry daar by die total net worth. Okay. Bære nou daai nommer. Nou gaan ons af. Skrol ons af. Dan kom ons by jou inkomste per maand. So jy gaan nou invul wat verdien jy per maand en as jy die belasting aftrek, dan sit nou 12,000. Okay. Gaan ons af. Ek het nou net 'n globale bedrag gevat. In plaas van om al daai honderde goed nou in te vul, ek het vir julle ander blaaie ook. As julle meer detail wil hê, ek het een wat 4 bladsye lank is wat alles insluit. Okay, as jy nou dit wil lekker invul. Okay, so ek het daai 10,000 en dan kap hy 1,500 vir alles wat ons vergeet het. Kom ons by 11,5. En dan sien julle hier waar staan investment 10% of take home. Okay, ek dink op die klere, hoeveel is dit op die ander 50 tot 60% fixed cost. Het met min of meer daar lê jou totale, okay? Savings goal het ek ook syfers ingevul. Sien jy, sy kom op 'n minus. Dit beteken sy verdien R500 te min per maand om te doen wat sy wil doen. Okay? Ek gaan net gou na my rekenaar toe om iets te doen hier. Ek wil vir julle iets wys. Okay. Wat is die minus? Hoe hierdie met uit? Nou gaan hy werk. Ja, nou sê op 'n plus 17,700. Okay. Ons kan nou verder aangaan. Daar's haar 1 punt. Okay, so hierdie dokument wat ek hier het, alles wat ek op my rekenaar het formules in. Dis hoekom ek dit op die rekenaar vir jou wys, dan kan ek dit nou vinnig vir jou wys en ek het vir jou 'n kopie gegee van die conscious plan, maar nie van hierdie ene nie, want die hele blad is formules. Maar ek kan dit vir jou e-pos, ek kan dit vir jou gee, dan kan jy speel daarmee, want jy vul in om te kyk, wat het jy nodig om uit te kom per maand, want jy's op pad mos nou na 10 miljoen toe oor hoeveel jaar. Okay. Daar's ons haar 1.72, dit sê in. Dan sê ons, hier het ek nou gesê, sy gaan
R700 'n maand gaan sy bysit vir savings. By die 8% en die 10%, dis min of meer wat 'n bank vir jou gee op jou geld. As jy jou geld net in 'n bankrekening sit, dit is min of meer wat jy gaan kry. So as ek nou afskraal, nê, dan gaan jy sien vir haar, om by 10 miljoen te kom sy in jaar 19 by 10 miljoen uit. So sy gaan 56 jaar oud wees. Okay? Sy 56, dan kom sy op 10 miljoen en dan het die geld net in die bank gelê. In hierdie ander gedeeltes, 12, 15 en 20%, dis is wanneer jy ander investments doen, waar mense vir jou help en leiding gee. Okay? So kom ons doen dit anders. Kom ons sê, sy dra niks by nie. Ons maak daai 'n 0. Okay, so daai was nie so vreeslik baie nie. Kom ons sit daar 8.500 in. Ons kyk wat gebeur nou. Dan is sy op jaar 15. Op jaar 15 en ons vul in 15, dan is sy 52 jaar oud. Okay. So kan jy die hele tyd met hierdie ding speel om te kyk hoe lank gaan dit jou vat en waar en hoe moet jy dit belê. Dat jy die regte vrae kan vra vir mense wat jou gaan help en jou gaan guide met hierdie. Okay. So ons gaan nou breek, ons gaan nou op ontbyt gaan. Want wanneer ons terugkom, gaan ek nou haar gedeelte, daai wat sy nou wil bereik, gaan ek in haar besigheid inwerk. En dan gaan ons kyk wat moet haar besigheid doen om vir haar dit te kan gee. Verstaan jy staan nie een môre op en dink, okay nee, ek gaan nou iets bak en dit moet nou werk en iemand gaan vir my sorg op 60. Ons werk met 'n plan. Ons gaan met 'n plan vorentoe. Okay. Right. So ek hoop hy nou is alles om jou is goud. Met goud beslaan. Okay. Is 'n profetiese aksie wat ons gedoen het. So 'n pastoor het eendag gesê, jy moet die cruise wees. 'n Cruise is, as jy nou in die ou dae nuus gekyk het, dan het hulle mos so 'n video gewys waar die goud word gesmelt, dan sit in 'n cruise, is die houertjie wat die goud vashou, en dan skink hulle hom ons nou uit in die mold wat hy met ingaan, dis die cruise. Nou, daai man het gesê, jy moet die cruise wees bedoelende. 'n toehand kan nie ontvang nie. Jy moet oop hand hê, en die goud vloei deur jou hand. So daai ding is die res van sy lewe met goud beslaan. Hy het altyd goud op hom, want dit vloei deur hom. So ek wil jou los met dit. So vandag alles wat jy aanvat, mag dit in goud verander. Nee? Right. Okay. Right, sien julle net ou.